Toe my en Marley se moeders nog gelewe het ons die geleentheid gehad om vir hulle elkeen die Bybel, die boodskap te koop, en met hulle afsterwes het die boodskap weer sy weg net so teruggevind na albei van ons. So ek het vanmôre die geleentheid om my die boodskap aan u voor te lees, uit Spreuke 31 vers 10 tot 31. Die beeld van 'n goeie vrou. Wie 'n goeie vrou het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Haar man reken op haar en sy beteken baie vir hom. Haar hele lewe lank is sy goed vir hom. Wat nodig is vir die huis, dit kry sy. Sy verrig haar dagtaak met vreugde. Sy sal selfs ook buite die huis gaan werk om nog beter vir haar gesin te sorg. Vroegoggend staan sy op om haar gesin te versorg. Vir elkeen het sy 'n taak vir die dag. Sy het 'n oog vir 'n winskoopie, maar sy dink mooi voor sy koop. Die geld wat sy so spaar, belê sy versigtig. Vir harde werk is sy nie bang nie. Wat sy aanpak, maak sy klaar. Die kanse wat die lewe haar bied, gryp sy met albei hande aan. Sy sal tot laat in die nag werk om haar drome waar te maak. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy doen wat sy moet doen. Vir die arme gee sy kos en die behoeftiges help sy. As die winter kom, voel sy gerus. Sy weet haar gesin het genoeg warm klere vir die koue. Baie van die mooi goed in haar huis het sy self gemaak. Haar pragtige klere is ook handgemaak. Omdat sy so bekwaam is, word haar man ook geëer. Almal ken hom. As hy by belangrike mense is, weet hulle wie hy is. Met waardigheid maak sy klere en verkoop dit. Mense koop graag van haar handewerk. Sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Sy is in volle beheer van haar huishouding. Lui ken sy nie. Haar kinders is dankbaar vir so 'n ma. Haar man oorlaai haar met komplimente. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue, maar hierdie vrou oortref almal. Mooi bedrieg, skoonheid vergaan, maar 'n vrou wat die Here liefhet, moet jy vir altyd koester. Eer haar vir wat sy doen. Almal sal haar lof besing. Tot sover. Ek weet nie wie van julle was al so kwaad vir julle maans toe julle klein was dat julle wou wegloop nie. Ek was 'n knaapie van so 5 of 6 jaar oud gewees toe ek by my ma daarso was. Sy was 'n tuiste skepper en ek het by haar geneel om iets vir my wat bietjies te hoog is af te haal. En sy het vir my gesê ek moet vir haar kans gee dat sy klaar maak, dan sal sy dit vir my afhaal. Nou toe probeer ek om die troefkaart te speel. Ek het haar gesê sy is nie meer lief vir my nie. Ek gaan wegloop. My ma het haar hande afgewas. Sy het die grootste koffer gaan uithaal, grootste en zwaarste koffer. Sy het gesê, nou as jy wil wegloop, pak jou klere, maar onthou tog net om jou speelgoedjies ook te pak, want jy weet nie waar langs die pad gaan jy dit nodig kry nie. Ek het gepak, en sy het nog vir my Carducci gemmerkoekies ook bygegee. En ek het die huiswaarkoffer gesleep tot by die voorstoep. By die voorstoep gekom, het ek die koffer neergesit en op hom gaan sit. Toe begin ek te wonder, waartoe gaan ek wegloop? My ma het my natuurlik deur die venster dopgehou. En sy het uitgekom en sy het gesê, ek dink dat dit nie 'n goeie idee is dat jy moet wegloop nie. Maar sal daarom so baie na jou verlang. Kom, ek vat jou goedjies in en dan gee ek vir jou koeldrank. En sy het die tas gevat, my klere weer uitgepak en vir my aan die kombuistafel laat sit en vir my bederf met lekker aanmaak koeldrank en heerlike gemmerkoekies.
Weer het sy vir my gesê, dankie tog, jy het nie weggeloop nie, want ek sou my dood verlang na jou. My ma het nie 'n hoë geleerdheid gehad nie, maar soos alle vrouens het sy 'n meestersgraad in kindersielkunde gehad. 'n Liewe ma, ook in hierdie gemeente, wat in ons plek wil staan, sonder om enige krediet aan haarself toe te eien, en sy leer eerder vir ons, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Tel jou seëninge, een vir een. Ja, tel jou seëninge, een vir een. Sy leer ons ook van God, en sy leer ons, die wat Gods woord sal onderhou en bewandel, sal altyd die regte pad loop. Ons moeders het verkies om tot God te bid vir wysheid. En baie van hulle het nie eens goud of silwer nie. Sy leer ons uit Gods woord, sover ons wil hê, mense moet dit aan ons doen, moet ons dit aan die mense doen. Dogter en seun van God, ek herinner julle aan die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Verbaas staan die mense, wanneer jy geseënd is. Want sien, hierdie gebod gaan met 'n belofte gepaard. Jy gaan vir baie jare gespaar word. Maar tog behaag jy God daardeur. En vir God is dit iets moois, wanneer jy jou moeder en jou vader eer. En daarom sal hy jou seën. En my moeder vergeet nie maklik hoe om 'n kind groot te maak nie. Selfs as sy vir die eerste keer 'n mamma geword het, weet sy wat om te doen om daai kind te versorg. Die teerheid en sagtheid van 'n mamma. Wie weet, dalk het sy al gejubel omdat 'n kleintjie klein, wat uit haar moederskoot gebore is, as 'n groter kind, miskien 'n volwasse mens, presteer in die lewe, ander mense eer, vir haar eer, en ook 'n godvreesende kind is. O, waar het jy al 'n hart gekry, wat omgee, meer as 'n moederhart? Bind dit voortdurend aan jou hart, bind dit om jou nek, moenie die onderrig van jou moeder verontagsaam nie, bind dit voortdurend aan jou hart, bind dit om jou nek. Wanneer jy rondgaan, sal dit jou lei. Wanneer jy slaap, sal dit oor jou wag hou. Wanneer jy wakker word, sal dit jou besig hou. O kind van 'n moeder, moenie toelaat dat sy 'n traan van hartseer oor jou stort nie. Maak haar nie seer, want dit was nog nooit mooi om te sien hoe 'n moeder uit diepe seer oor haar kind huil nie. Sy wat die lewe aan jou geskenk het, jou gevoed het, jou geleer loop het, jou geleer het van koning Jesus, ons verlosser, het dinge tussen jou en moeder dalk nie uitgewerk, soos dit moes uitwerk nie. Voel jy teleurgestel, omdat moeder dinge nie doen op die manier wat jy wil hê sy moet dit doen nie. Die pad wat sy gestap het, moet jy nog stap. Maak reg terwyl jy nog die geleentheid het om reg te maak. Want geen moeder verdien enige stiefbehandeling nie, veral nie van 'n kind nie. Respekteer haar altyd as die moeder van jou hart. Al is jy 'n volwasse vrou of man, respekteer haar soos God dit van jou verwag. Manne, span die moeder van jou huishouding nog die kroon om jou hart. In die woord staan geskrywe dat jy daardie skoonheid wat God aan jou toevertrou het, moet lief hê soos wat Christus sy gemeente liefgehad het. Die woord sê ook, jy moet haar lief hê en nie verbitter teenoor haar raad nie. Vrou, aanvaar jy jou man se komplimente
met die sagtheid en innemendheid van 'n dogter, as 'n dogter van God? Is jy nog jou man onderdanig, soos dit betaamlik is vir die Here? Manne, waardeer jy nog die klein bederfies waarmee sy jou bederf? 'n heerlike gebad deur haar eie hande gedoen. Broer, bedoel jy dit nog wanneer jy sê dat jy lief is vir haar? Broer, kan jou oë net so ver sien soos jou skoonheid? Of staan sy dalk verleë omdat jy dalk meer of onnodige aandag aan ander dames afstaan? Waak daarteen, want al begeer jy 'n vrou net met die hart, net met die oë, leer die woord vir ons, kan jy oorspel daardeur pleeg. Sou jy jouself in die onbenydenswaardige posisie stel, dat jou oë, of jou aandag, kom ons vergeet van die oë, jy meer aandag aan ander vrouens as jou eie vrou gee, die een wat een is met jou, dan kan ek jou verseker, dit lei tot frustrasie van jou medebroers, Christen broers en susters. Sowel kan ek sê, ek kan maar net wonder wat God sal sê van hierdie heilige instelling van hom wat so geminag word. Egskeidings is aan die orde van die dag. Waak daarteen, bewaar dit. Moenie dat ongelukkighede, onnodige ongelukkighede tussen jou en jou vrou tree nie. En moet ook nie jou vrou veral, wat die swakkere geslag is, op so laakbare manier seermaak nie. Vroulief, wil u graag onderdanig wees, manne, soos dit betaamlik is in die Here. U moet verstandig met vroulief saamlewe. Sy is die swakkere, sy bewys op verskeie maniere aan die eer, omdat sy weet dat jy ook, broer, 'n mede-erfgenaam van die genade van die lewe is. Sodoen, sodat jou gebede nie verhinder mag word nie. 'n Seun het na die afsterwe van sy vader, het hy besluit om sy moeder te versorg, maar in sy besige lewe het dit vir hom haas onmoontlik geraak om na sy moeder om te sien. En hy het gesoek en hy het 'n huis gevind waarin hy haar geplaas het. Hy het sy ma gereeld besoek, maar dit het afgeneem, die besoeke, en dit het afgeneem. En naderhand het hy haar glad nie meer besoek nie. Eendag skakel die tehuise personeel die seun en sê, as jy nog jou moeder wil sien, moet jy vinnig na die tehuis kom. Hy het na die tehuis gegaan, by sy moeder gestaan en vir haar gevra, mamma, is daar nog enige iets wat ek vir mamma kan doen? Haar oë het vol trane geskiet. Sy het gesê, my kind, neem geld uit my boedel uit. Sit vir elke kamer in hierdie tehuis 'n ligversorger in. Want in die somer raak dit so warm dat ons nie kan slaap nie. Sy sê, my kind, neem nog geld uit my boedel uit. En koop vir hierdie tehuis 'n nuwe groot yskas en groot vrieskas. Hierdie vrieskas wat ons het, is al jare oud. En soms het die vleis so afgegaan, dat ons honger moes gaan slaap. Sy sê, en wil jy nie asseblief nog geld uit my boedel uitneem? En dan vir die tehuis 'n ordentlike waterstelsel, warmwater toestel insit nie. Want hierdie een wat die tehuis het, is daar te min water in die winter, en dan moet baie van ons koud wees. Hy kyk sy ma so, hy sê, maar hoekom het ma dit nie al lankal vir my gesien?
Sy sê vir hom, ek sou dit dalk vir jou gesê het, maar jy het nie kom kuier nie. Sy sê, maar jy sien my kind, ek dink nie aan my nie, ek dink aan jou, want ek weet, dat jy nie hierdie omstandighede sal kan hanteer, indien jy die dag oud word, en jou kind plaas jou in hierdie tehuis nie. Tot op haar sterftyd, dink 'n moeder aan haar kind. Kinders, waardeer julle moeders. Dit is die kosbaarste, een van die kosbaarste geskenke wat God aan ons kon gee. Wees verseker daarvan. God vergeet nie om na ons te kyk nie, en dit sluit ons pragtige moeders in. Hy versorg sy kinders en voorsien wat hulle nodig het. Hy beskerm hulle en help hulle om op die regte pad te bly. Charme en skoonheid vergaan, dit kan met die tyd verdwyn, maar 'n vrou wat God ken en hom dien, is altyd 'n seën vir ander en 'n vreugde vir die Here. Amen en amen. Ek wil net graag vandag met u deel, u weet, ek wou soveel meer vir u sê, en myself so paar keer uitgevang, dat ek heel bewoog geraak het met die voorbereiding van hierdie gedeelte. Ek wil klem lê daarop, dat julle vrouens vir ons so baie spesiaal is. Moenie gaan lê nie, vlieg soos 'n arend, vlieg soos 'n koningsdogter, vlieg, bly sterk. Hulle sê gewoonlik, die man is die kop van die huis, sê hulle mos. Die man is mos lief om dit te sê. Maar my ervaring is, die vrou is die rug van die huishouding. As hy rug gebreek is, kan die kop nie eens beweeg nie. Kan ons asseblief weer ons oogie sluit? Dankie. Baie dankie Koning Jesus vir hierdie geseënde oggend, my Vader. My Koning, waar u teenwoordig is hier, my Koning Jesus. Loof en prys ek u grote naam en eer u naam. U naam is groot tot in alle ewigheid. My Koning Jesus, vra ek u dan ook so. Waar u ons verder lei, my Koning. Wees met een en elk asseblief, my Vader. En wil u dat een en elk wat nog in die bevoorregte posisie sit, om 'n moeder te hê en om 'n vrou te hê, my Koning Jesus. Dat hulle weer selfintrospeksie sal doen, my Koning, en sal besef hoe kosbaar daardie moeder vir haar is. Die wêreld sou maar braal leeg gewees het sonder moeders, my Koning, maar in u volmaaktheid het u haar aan ons geskenk. Ons as manne, ons as kinders, maak u naam groot daarvoor en eer u naam tot in alle ewigheid. Halleluja. Amen en amen. Ek het gedroom dat mamma aangestap gekom het, na 'n plek waar medaljes vir moeders uitgedeel is. Alles het so heerlik en heilsaam gelyk. Die beoordelaars het 'n miljoen dinge opgenoem, wat mamma vir my gedoen het. Dinge wat ek as vanselfsprekend aanvaar het, en nooit kon sien nie. As daar medaljes vir moeders was, vir al die dade wat hulle gedoen het, as daar medaljes vir moeders was, mamma, sou hulle almal wen. 'n erepenning was daar, op haar bors vasgesteek, 'n medalje vir geduld en vriendelike liefdevolle sorg, 'n medalje vir diens. My mamma was heel eerste, maar die grootste van alles was die een vir haar liefde. As daar medaljes vir moeders was, vir al die dade wat hulle gedoen het, as daar medaljes vir moeders was, mamma sou almal wen. Ja, mamma sou almal wen. Geseënde Moedersdag aan alle mammas.